Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig is U, o God almagtig. Ons God, ons koning, ons redder, ons herder, die steen van Israel, ons rots, ons sterk toring, ons veilige vesting. U is vir ons 'n skild. U is ons skepper. U is ons spottebakker, Here. In wie se hande ons so veilig is, Here. Here, dankie dat ons veilig is in U hande, Here. Die meester skepper, die meester argitek, die almagtige, soewereine, alomteenwoordige en alwetende God. Heilig, heilig, heilig is U. Here, dit is vir ons so lekker, so 'n voorreg om te skuil by U, Here. By U te wees, nader te trek aan U. Ons wil soos Johannes kom lê op die bors, Here. Die hartklop hoor, by U wees. Here, ons hartsverlange, ons smag, Here, na U. Dis waarna ons verlang is, meer en meer en meer van U. O Heilige Gees, Here, ons vertrou U vir 'n groot werk in ons vandag. Soos dit is U naam oplig, Here. Jesus die naam bo alle name, maar daar is nie 'n naam groter as U se nie. Daar is nie 'n naam bo U se nie. U is die koning van konings. U is die Here van die leerskare. Jesus, ons loof en prys U en U alleen. Amen. Skepper, heerser, besitter, die een wat die heelal in die palm van sy hand hou. Hoe groot is U, ons God. Here, U het geen gelyke nie, Here. U alleen is, was en altyd sal wees. U alleen is die begin en die einde, die Alfa en die Omega. U alleen, Here. U alleen sit op die troon. U alleen heers. U alleen is koning. U alleen. Ons God, almagtig, El Shaddai. Heilig, heilig, heilig. Heilige Gees, dankie dat U hier is vanoggend. Here, dat dankie dat daar waar U kinders bymekaar kom, Here. Daar waar hulle die lof en die eer besing, Here, daar is U. Dankie vir die voorreg dat ons in vrymoedigheid in U teenwoordigheid kan inkom, Here. Ons is so nodig en ons is so afhanklik van U, o Heilige Gees. God met ons, God hier by ons, in ons, om ons, hoor ons, Heilige Gees. Here, ek kom bid dat elke woord bekragtig sal wees deur U. Deur U sê in die skrif dat U woorde gaan nie uit sonder dat dit terugkom en verrig het waarvoor dit uitgegaan het nie. Here, mag U woord uitgaan vandag en dit sal verrig dit waarvoor dit uitgaan. Mag U dit kom bekragtig, mag U kom blaas oor dit met U ruach asem. In Jesus naam. Amen. Great, voor ek begin, julle kan blaai Galasiërs. Genesis, ons gaan redelik so deur Genesis 37 werk tot en met Genesis 50. Daar was nou so min mense by woordskool hierdie Woensdag, so ek het besluit om die hele les, die hele 2 ure in te werk vanoggend. Nee, ek grap daarmee regtig nie. Maar julle kan vir my blaai na Genesis so lank. Maar voor ek in die skrif ingaan en verduidelik lees en die konteks ingaan, wil ek eers 'n volgende storie en beeld met julle deel. So,
Die preek se titel is Manasse, van Manasse tot Efraim, en jy gaan verstaan soos die preek aangaan wat dit beteken. Losmaak lei na vrug. So nou maak dit dalk nie vir jou sin Manasse tot Efraim nie. Hoeveel kilos is daar tussen hulle? Ons weet nie, want dit is nie plekke nie, dis iemand se naam. Mag ek vir julle verduidelik hoe die preek aangaan, hoe dit vir jou gaan sin maak vir oggend. En ek het so rukkie terug, maar dis ek nou al 'n goeie jaar, meer as 'n jaar terug, gesels ek met iemand wat 'n verskriklike intense fietswedren aan deelgeneem het. En ek praat nie van 2 ure op 'n fietsie wat al klaar vir my soos crazy is. 2 ure op 'n fiets, ek kan myself nie indink op 'n fietsie. Ek praat van die persoon het 'n fietswedren gedoen waar jy sien die son afgaan en jy sien hom opkom en al wat jy tussenin gedoen het is aanhou fietsry. So dis 'n taamlike uitmergelende situasie. Dit klink vir my soos marteling. Mense wat opteken vir sulke goed, hulle kommer is hardloop. Ek is so sterkte. Maar ek vra toe vir hom nou na die tyd, kyk, dis nie asof hy vreeslik hierdie fietswedren probeer aan my verkoop het, want hy vertel net vir my hoe sleg dit was. En ek sê vir hom, maar sal jy dit weer doen? En hy sê hy sal eers moet vergeet van hierdie vorige een, hoe seer dit was, dan sal hy weer kan vorentoe kyk na die volgende een toe. En daai som eintlik die hele preek eintlik al klaar op. Is die beeld wat ek gesien het in my voorbereiding vir hierdie preek, is hoe ons op 'n platform staan. Dis koud, dis donker, niks groei daar nie. Dis vrugteloos. En hoe daar 'n platform is aan hierdie kant, dis lig, dis warm en is vrugbaar. Maar die ding is, ons kom nie na hierdie plek toe van vrugbaarheid, van warmte nie, nie omdat dit ver is om te spring nie omdat dit nie in ons, ek wil amper sê vermoë, is ek amper die verkeerde woord, maar nie omdat dit nie vir ons oop is nie, maar omdat ons so vashou aan hierdie platform. En ons kan nie by daai platform uitkom nie, want jy kan nie so ver, jou arm is te kort. Jy moet hierdie kant los om by hierdie platform uit te kom. Kom ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. As jy monkey bars swaai, jy kan nie aan almal gelyk raak nie. As jy by die ander een aan die punt wil kom, beteken jy moet een los. En dan moet jy na die volgende een toe gaan en die volgende een gaan. En hierdie preek is nie een wat dalk nou net in hierdie seisoen nie, dit is een wat jou hele lewe lank gaan seker maak en verseker dat jy in vrugbaarheid wandel. Want jy kan dalk nou in vrugbaarheid wandel, maar as jy dit verkeerd kry in hierdie seisoen, kan jy self weer op 'n plek kry waar jy op 'n plek is van koud, donker, nat, alleen. Here, hoekom gaan dit so? Waar die lewe vir jou lewe in vol het. Amen. Great. So in Genesis lees ons van 'n jong man met die naam Josef. Stel sy storie op waar hy 17 jaar oud is en ons weet almal ken hom as Josef met die kleed met die baie klere. So lang kleed met lang moue gewees. As ons net te veel in die konteks ingaan, het hy klere gehad of het hy nie klere gehad nie. Maar ons kry vir Josef, ons weet hy was 'n dromer, net sy pa, Jakob was ook 'n dromer gewees. Ons lees van hom wat hy gedroom het van die engele wat op en af gaan, soos pa, soos seun. En ons weet sy broers het nie noodwendig baie van hom gehou nie. En het hom redelik gespot. Nie net gespot, net eintlik maar gehaat. Soos ek gaan later weer verduidelik. As hierdie is nie, hulle het net nie van hom gehou nie. Sy broers het so min van hom gehou dat hy in 'n put sit en skree en soos help my, want hy is deur hulle daarin gegooi en dit doen niks in hulle harte nie. Besef jy hoe hard was hierdie broers se harte teenoor Josef. Dit was nie net ek hou nie van jou, vir kom nie oor die weg met jou nie. Dis 'n absolute haat teenoor 'n broer. En Josef kry 'n droom en hy vertel dit aan eers aan sy broers en hy eers van die gerwe en al die gerwe. Hy vertel hoe sy broer se gerwe voor syne buig en almal van ons ken redelik die storie van Josef. So hierso gaan dit nog vir jou redelik bekend klink, maar jy gaan nou sien hoe ek die hele prentjie vir jou inkleer. Ons sien hoe die broer se gerwe buig vir hom. Hoekom gerwe? Want dan kom 'n hongersnood, kos, landbou. Maak dit vir jou sin? Fantasties. En dan weet ons hy droom later van die sterre en die maan en die son wat ook voor hom buig en sy pa bestraf hom, maar sy pa behou die woord, hy pas die woord op sien ons in die skrif, want hy weet dat drome van God af kom, want hy droom self. Maar dit is nogal interessant as jou seun voor jou kom staan en sê julle gaan almal voor my buig. So hulle is nie noodwendig gemaklik met wat hy droom nie, maar sy drome kom van God af. So hier's hierdie ouetjie, ek wil net vir die situasie skep, kry 'n droom van God, geroep deur God. Josef is eintlik die enigste in Genesis wat nie 'n fout gehad het. Wel, dit is nie opgeteken nie. Hy het definitief foute gemaak,
maar dit is nie opgeteken in Genesis nie. Die res van die karakters was nogal redelik vol foute geweest en ons lees ook daarvan. Maar Josef, weet ons, is 'n Jesus figuur wat uitgebeeld word in Genesis. So hier's Josef, 17, het 'n woord van God, maar hoeveel ondersteuning het hy? Hoeveel mense sê vir hom soos, "Woe, jy het dit, jy's reg, soos gaan vir dit." Soveel. Niks. Almal is soos, "Nee, jy's verkeerd." Maar ons vir jou buig. Inteendeel, hulle jou hom uit en laat hom. Ek het vanoggend vir en hoekom is hierdie belangrik? Want jy moet hierdie snap, anders gaan jy kan soveel woord hê oor jou lewe. Soveel woord, jy kan soveel beloftes van God oor jou woord hê. Jy kan soveel profetiese woorde by soveel mense gekry het. En almal kan ooreenstem. Maar jy kan op 'n plek van onvrugbaarheid, dit kan tot niks kom as jy nie snap wat Josef moes snap in sy lewe nie. Ek het vanoggend vir die span gesê, ek het so, maar dis al 10 jaar terug, het ek 'n keer 'n ding gekyk, en dit het my so getref, wat hierdie een ou gesê het, is hy sê die rykste plek op aarde is die begrafplaas. En ek is, wat? Dit maak ons nou glad nie sin nie, dis word mense met hulle goed begrawe. En hy gaan aan en sê, nee, daar's soveel mense wat met soveel drome en potensiaal dood gegaan het, en dit nooit nagejaag het nie, as gevolg van verskonings, vrese, en wat ander mense gesê het en gedoen het, en ek maar hulle eie foute. En ek wil hierdie preek hoop ek en ek vertrou dat die Here iets in elkeen van ons harte sal skuif, nie net vir vandag nie, maar vir ons hele lewe vorentoe. Dat elke woord wat ons kry, elke plan wat God vir ons het, dat ons sal hardloop daarvoor en dat die vrug sal dra wat hy dit beplan het om te hê. En dat ons nie self nie dom keuses sal maak nie, maar nie sal toelaat dat mense se woorde en aksies meer krag dra as dit wat hy sê en droom nie. Maak dit vir jou sin? Want dink hoe ver gaande is dit. God gee vir jou 'n woord, niks ondersteuning, en ons is soos, okay, so dan gaan dit seker nie gebeur nie. En ons gee mense se opinies meer krag en autoriteit in ons lewens, as dit is die woord van God, en sy profetiese woord oor ons krag gee. Dit klink eintlik simpel as 'n mens dit so sê, maar hoeveel keer doen ons dit? Hoeveel keer val ons terug op soos, ja, maar dalk het ek verkeerd gehoor, dalk is dit nie 'n woord van God nie, dalk het ek nie die potensiaal om hierdie te doen nie. Ek wil vir jou sê, dalk het jy nie, en dis ook okay. Dis ook okay. Dit hou jy in elk geval laag op die grond. Maar in hom is jy meer as genoeg. In hom, met sy gees in jou, is jy tot alles in staat, waarvoor hy jou roep. Dan kan jy ook op die ouderdom van 12 voor 'n reus staan, van 3 meter lank, en hom oorwin. Hoekom? Want hy is jou God. Amen. So sy broers, hy kom na sy broers om te kom kyk waar hulle skape oppas. Hulle vat hom, hulle gooi hom in 'n put, skeer sy kleed, vertel van sy pa is dood, en hulle verkoop hom. En hulle vat hom na Egipte toe. En in Egipte, so nie moet jy verstaan, hy het niks verkeerd gedoen nie, maar hy word onregverdig deur sy broers verkoop. Dink gou, dit klink vir ons as 'n kinderstorie, omdat ek besef vir die week, dis hierdie kinderstorie waarmee jy groot geword het, Josef word verkoop. Dink gou vir 'n oomblik, hoe horrible is dit? Dis human trafficking. Dis soos, hulle verkoop hulle broer. En skryf hom af. Dis soos, dit verstaan jou hart, moes hierdie ouens harte gewees het. Maar omdat ons as kinders groot word, dink ek besef ons altyd die goddeloosheid wat eintlik daar plaasgevind het. Dis eintlik verskriklik. Hier verkoop hulle hom, hy's op pad Egipte toe, gaan hom nooit weer sien nie, gaan jok vir hulle pa, dat hy dood is. Judas is die een wat dit voorstel op die einde van die dag. Kom in Egipte, verkoop hulle hom aan Potifar. Daar by Potifar doen hy verskriklik goed. Alles wat hy doen, gaan goed en vermeerder. En ek wil vir jou lees in Genesis 39 vers 2 tot 5. Want hierdie is belangrik. Genesis 39. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy gedoen het, in sy hand voorspoedig gemaak het, het Josef guns in sy oë gevind, en hom gedien. En hy het hom aangestel oor die huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis, en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. As Genesis 12, ek sal seën die wat jou seën. Die seën van die Here was by alles wat syne was,
in die huis en op die veld. Die skrif gaan aan om te sê dat alwaaroor Potifar besluit het, is waar hy geëet het. Maar die res het Josef alles vir hom besluit, alles vir hom gedoen. Ek wil jy moet besef dat Josef was nie eers aangestel en toe doen hy goed en hy vertrou die Here en hy laat alles vermeerder nie. Terwyl hy 'n slaaf, 'n laaslaaf was, en ek wil vir jou sê, hy was 'n Hebreër gewees. Die Egiptenare het regtig niks van die Hebreërs gehou nie. Hulle was vir hulle 'n gruwel gewees. Hy was 'n slaaf, maar in sy plek van slaaf is hy nie, ja, ek's onregverdig hier, my broers het nou my verkoop en my broers het my nou hier, ek sit in hierdie situasie want ek het die woord van God vertrou en nou hoekom is ek nou hier? Wat het die Here my nou in beland hier? Nee, hy's 'n slaaf en in sy plek van slaaf kies hy, okay, Here, ek gaan dien. Ek gaan goed doen. Alles wat in my hand sit, gaan ek vertrou dat U dit sal vermeerder. En die Here was met hom. Die Here seën hom en in daai plek van getroue dienskap as slaaf, baie belangrik is dit sien, hef die Here hom op. Jy sien, Potifar dink is hy, dis eintlik die Here wat met hom was, want die Here se hand was met hom gewees en dis hoekom hy opgelig het. Nie Potifar wat gedink het hier is 'n goeie slaaf, kom ek stel hom aan oor my hele huis nie. God was met hom gewees. En so klim hy die ranks. En dit gaan goed met Josef. Soos sy broers het hom nou ingedoen, maar dis okay. Dit gaan nou weer goed met hom. En op 'n dag toe kom Potifar se vrou. Josef was nou vir hom verskriklik vir haar, nie vir hom nie vir haar. Dit laasweek daar gepraat, is dit nou by Potifar se vrou. Josef was verskriklik aantreklik vir haar en sy wou toe nou gemeenskap hê met hom, maar hy weier konstant. So dit is nie hy maak nie daai deur oop nie. Dit gaan so ver dat hy weghardloop van haar af en sy kleed bly agter. Dis hoe vinnig hy gehardloop het. Ek wil hê wie van julle het cartoons gekyk, jy weet daai wat hulle so vinnig hardloop en die stofwolkie bly so agter. Nou dis hoe ek vir Josef gesien het. Ek dink hy kleed het ons so gestaan en toe val hy net so. Toe sy daar uit. Soos die Potifar se vrou soos kom nou Josef, soos Josef, jy's so mooi en hy's net soos uit. Ek spot altyd dat Josef het nie en ek hamer nou 'n bietjie hier op want hier's vir ons 'n geestelike beginsel hoe om met sonde en versoeking te werk te gaan. Is Josef loop nie daar rond het van julle het my nou baie hierdie se doen en nou gaan ek dit weer doen. My ma was 'n drama student, so ek verskoot, dit is waarvan dit kom. Okay. So Josef het nie toe sy kom, Josef, jy's so mooi, wil jy nie bietjie by my kom lê nie? Dis hy nie soos nee. Weet jy wat? Nee, ek kan nie dit doen nie. Nee, wat het hy gedoen? Hy het gehardloop. Hy sê ek gaan nie eers in die teenwoordigheid van hierdie vrou bly nie. Sy moet kom met haar versoekings. Ek gaan hardloop. In Spreuke 5 vers 3 tot 8 lees ons die volg. En as jy wysheid kort kom, gaan lees Spreuke. Jy gaan vinnig agterkom hoe dom jy of nie dom nie, dwaas. Ons partykeer optree. Soos ek het al Spreuke gelees en dink ek soos ek het gedink Spreuke gaan nou praat vir my. Praat ons van die wyse. En lees ek Spreuke en ek soos nee, ek is dalk die verkeerde kant van hierdie draad. In Spreuke 5 vers 3 tot 8 lees ons volg, want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop en haar verhemelte is gladder as olie. Nou daai klink nou goed. Daai klink nou mooi. Maar op die eind is sy bitter soos wilde als. Soos 'n swaard aan weerskante skerp. Haar voete dwaal na die dood toe af. Haar tree streef na die doderyk toe. Dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan nie. Wankel haar gange sonder dat sy dit weet. Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Hou julle weg ver van haar af en kom nie naby die deur van haar huis nie. So wat sien ons hier? Kom ek maak dit vir jou eenvoudig. Hoe hanteer ons versoeking? Hardloop. Ons loop ver om die huis van versoeking. Daai situasies wat ons onsself soos maar Here, maar hoekom word ek so versoek? Ek het net saam met my pelligig uitgegaan, ons sou nie gedrink het nie en toe nou val ek nou en toe drink ek nou weer saam met hulle en toe eers gaan uit die volgende een toe. Hoekom is jy in die eerste plek in 'n bar besig om nou voorbeeld besig soos jy het gedink jy gaan nou nie saam met hulle gaan drink nie, maar hoekom is dit vir jou so moeilik? Want jy sit jouself in 'n situasie waar dit vir jou maklik gaan wees om te sondig. Jy gaan aan haar deur, jy klop en hoop sy maak jy oop hier. Dit is eintlik die situasie waarin jy jouself kry. Jy klop en hoop sy maak jy oop hier. En Josef hardloop.
En ek glo dit is hoekom God ook so met Josef was, want Josef het gefokus om sy weg reg te hou met God. Amen. Jy dit sien. Fantasties. En daar word hy weer in die tronk gegooi. Regverdig? Nee, hy het die regte ding gedoen. Hy het letterlik die regte ding gedoen. Hy het nie met haar geslaap nie. En hy word in die tronk gegooi. Ek het hier neergeskryf kleedput. Dit herhaal hom eintlik maar so, want hy's 'n kleed van 'n kleed na 'n put toe en weer van 'n kleed na die tronk toe wat aanhalingstekens put. En nou sit hy in die tronk. Maar ek wil hê jy moet God se hand in hierdie sien. Potifar kon hom laat doodmaak het. Maar hy het nie. En hy gooi hom nie in enige tronkie. Hy gooi hom in die tronk wat ons nou weet, hy het nie toegeweet nie, maar wat ons nou weet, sit en wag die bakker en die skinker wag daar binne. Dit is die Farao se tronk. Dis waar die top ouens was in hierdie tronk gegooi. Die ryk ouens, die hoofdienaars. En daar loop hy vir die skinker raak en die bakker altyd kry 'n droom. Die skinker kry 'n goeie woord. Hy kom deel sy droom met Josef en Josef sê jy sal die Farao gaan jou herstel, jy gaan uit die tronk uitkom en jy gaan weer vir hom wyn ingooi. En die bakker is soos, oh great, hierdie klink amazing. Maar voor hy vir die bakker se droom uitlei, sê hy vir die skinker wat? Wanneer jy by Farao kom, herinner hom aan my. Soos laat hom dink aan my, bring my naam op by hom. Want ek dink Josef het ook in die tronk gesit en soos, hoe kan ek hier uitkom? Soos ek is onregverdig hier. So jy sien tog 'n bietjie menslikheid by Josef. Soos ek hoekom is ek hier? Ek wil hier wees nie. En sal jy nie net vir Farao sê van my wat hier sit en net 'n goeie woord by my sit nie? En hier kom die bakker sê, okay, great, hierdie het 'n goeie woord gehad. Ek gaan dan seker ook 'n goeie woord kry. Hy deel sy droom en Josef gee dit nie vir hom so goeie terugvoer nie en hy sê vir hom, "Wel, jy gaan jou hoof gaan ook verhef word soos die skinkers in, maar jy gaan doodgemaak word." En presies soos wat hy uit die drome uitgelê word, skinker word herstel en die bakker word doodgemaak deur Farao. En toe die skinker dadelik vir die Farao gesê, "Maar gaan haal vir Josef uit." Nee. Hy vergeet van hom. En 2 jaar gaan verby. So nou moet jy verstaan, Josef was nou al 2 keer herstel, maar 2 keer eers in 'n onregverdige plek, wel 1 keer herstel, maar 2 keer in 'n regverdige plek waar hy in die tronk of in 'n put gegooi is, buite sy beheer, nie sy eie swak keuse, hy inteendeel hy het die regte keuse gemaak, maar ander mense het hom probeer verwoes. En hier sit hy in die tronk en 13 jaar het verbygegaan vandat hy verkoop is aan sy broers tot en met waar hy voor die Farao kom en sy drome uitlê. 13 jaar. En onthou die woord wat hy gekry het, is sy broers gaan voor hom buig. Het sy broers voor hom gebuig in daai 13 jaar? Nee. Hoeveel keer kry ons 'n woord van God, maar wanneer dit in die eerste 13 maande nie gebeur nie, dan is ons soos, Here, maar waar is U? Nee, hierdie kan nie 'n woord van God wees nie. En ons raak mismoedig. 13 jaar en die woord het nog steeds nie. En ek wil vir jou sê, daar gaan nog 'n paar jaar verbygaan, moenie worry nie. Na 13 jaar het sy broers nog nie voor hom kom buig nie. Maar Farao kry 'n droom en ons ken almal die droom van die 7 mooi vet koeie kom uit die Nyl uit en dan kom daar 7 maarkoeie, die maarkoeie eet die vet koeie en hulle bly maar en hy raak wakker en hy kry 'n tweede droom van die vet 7 are en die 7 maarare eet die vet 7 are. En toe ek dit lees, dink ek, ja, dit klink soos my drome. Dit maak glad nie sin nie. Hoe eet 'n aar? En nou die dag droom ek is besig met die Hyrox en ewe skielik soos moet ek die ding opslaan en ek is soos wat die hek, soos dit is heel deurmekaar of hierdie persoon is in my droom saam met hierdie huis en dit maak nie sin nie. En dis ek gevoel het met hierdie droom van Farao van 'n aar wat 'n aar eet maak nie vir my sin nie. En dit het ook nie vir hom sin gemaak nie. En hy laat kom al die wyse manne, al die towenaars. Ek wil vir jou sê jy moet mooi oplet op hierdie land. Hy laat kom die wysste van die wysste. Laat kom hy. Al sy towenaars. Hy soos die cream of the crop laat kom om hierdie drome uit te lê en nie een van hulle kon sy droom vir hom uitlê nie. En die skinker onthou en hy bely bietjie dat hy vergeet het van Josef en hy laat kom vir Josef en hy sê daar het 'n ou vir my droom uitgelê en vir die bakker en dit het presies so gebeur. Sy naam is Josef, hy's in die tronk. Hy sou jou kan help. Farao laat kom vir Josef. Josef lê sy droom vir hom uit. Julle kan Genesis 41 toe blaai, ons gaan daarso vers 39. En hy lê toe, voor ek lees, en hy lê toe die drome uit vir hom, hy sê vir hom, daar gaan 7 jaar van oorvloed wees, en dan gaan 'n 7 jaar van intense hongersnood wees.
En dan gee hy nog vir hom raad, ook hy sê, van stel mense aan, oor jou skure, samel kos in, maak seker dat daar genoeg is vir die droogte. En Farao sê dan vir hom, en Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. En hier begin hy nou nader beweeg aan die woord wat God vir hom gegee het. So hy gaan van 'n plek van tronk, onregverdig, en vir 'n tweede keer, en toe hy vir hom sê, kan jy hierdie droom vir my uitlê? Toe sê Josef, ek kan dalk nie, maar God kan, want hy weet wie gee drome. Hy lê die droom uit, en hy word op 'n plek gesit, waar hy tweede in bevel is van die hele Egipte. Die enigste en groter is hy, is Potifar, is Farao. Hy's tot groter as Potifar nou. Hy's groter, hy's net onder Farao, die hele Egipte land. En ek gaan nou vir jou wys, dit het my so verstom, toe ek weer hierdie week na dit kyk, is daar soveel meer aan hierdie teksdeel en hoekom hy in hierdie plek aangestel is, as net om seker te maak mense het kos in daai 7 jaar. Maar kom ons hardloop ons self vooruit hier. Nee, kom ek doen dit. So, in daai tyd, wat hy aan bewind was van, tweede in bewind was van Egipte, weet ons, hy het die kos, goed gekyk na die kos, hy het kos opgegaar, en daar was baie kos gewees, en sy broers kom vir kos, maar as jy mooi kyk na die tekste, sien jy dat, hy het nie net kos gegee vir Egipte nie, daar was 'n droogte oor die hele wêreld. Hulle almal het kos kom kry by Egipte. So jy moet sien, Josef, dis hoekom ek sê, Jesus figuur, 'n redder, wêreld, en hulle kon vir hulle almal kos gee. Maar meer as dit, sy op die ou einde van die dag, spring ons 'n bietjie vooruit, bring hy die hele familie van Jakob, bring hy Egipte toe. En hulle was 70 mense gewees, bring hulle Egipte toe. Toe hulle daar uittrek, was hulle 2 tot 3 miljoen. Met baie geld, baie ryk. As jy vir my vra, Hendriko, hoe weet jy het baie geld? Want waarmee het hulle goue kalf gemaak? Nie met neusringe en oorringe, gewoon sulke goed nie. Hulle het baie geld gehad. God het vir Josef tweede aan bewind gesit, meer as net oor die droogte. Ja, die droogte was deel van dit. Maar hy het vir Josef daar gesit om sy mense soontoe te bring, om hulle te bewaar, om hulle te beskerm. Want as jy gaan lees, die hele Egipte het gesuffer onder die droogte, maar vir Israel te onderhou. En hy het 70 mense gevat, en het hulle vermeerder na 'n nasie toe, met baie hulpbronne. Hoe amazing is dit? Eers toe ek dit hierdie week sien, sê ek soos, Here, U is ver. Vir my was dit altyd net 'n ding van, soos, hy het seker gemaak almal het kos. Nee, hy was besig om 'n nasie te bou. Hy was besig om 'n nasie te bou, om te voorsien vir sy volk, wat hy beloof het. Het hy nie beloof vir Abraham, hy gaan hom 'n groot nasie maak nie? Hy het, 70 klink nog nie vir my so 'n groot nasie nie. Maar hy het sy woord nagekom. En nou is ons almal seuns van hom. OK, en dan, so Josef is tweede aan bewind, nou kom ons bietjie terug. Dan gaan daar die 7 jaar gaan goed, hulle gaar alles op, toe in die tweede jaar van die hongersnood, toe kom sy broers, so dis nog 9 jaar wat verbygaan. So van 17 tot op 39 kom sy broers vir die eerste keer. Dis so lank hy gewag het vir daai profetiese woord om waar te word. Kom buig sy broers voor hom. En is Josef se reaksie een van haat teenoor sy broers? Nee. Hy vergewe, hy toets hulle hart 'n bietjie, moenie 'n fout maak nie. Hy het hulle hele paar toetsies gegee. Eers geld in hulle sakke gesit, vir Simeon teruggehou. Simeon moes wag tot sy broers weer teruggekom het. Toe Benjamin terugkom, toe gee hy vir Benjamin 5 keer meer kos as vir die ander broers, om seker 'n bietjie te kyk. Hoe gaan julle nou teenoor Benjamin optree, nou dat ek hom voortrek? Want toe ek voorgetrek was, toe het julle my verkoop en in 'n put gegooi. Nou trek hy vir Benjamin voor. So hoe gaan julle nou optree? Steek sy beker in Benjamin se sak weg, met 'n klompie geld, en toe hulle dit oopmaak, so nou is die toets. So gaan julle nou vir Benjamin sê, ja, jy's nie vat hom, ons het niks om te doen met hom. Hy word in elk geval voorgetrek, dan gaan hy. En Juda, dieselfde een wat hom verkoop het, was die een wat sê, vat my eerder. Vat my eerder. So sy broer se hart het baie gegroei
in daai jaar ook wat Josef besig was om baie karaktergroei te ondergaan. En wat wil ek hê jy moet sien? Josef was nie haatlik teenoor sy broers nie. Sy broers, terwyl hy in die huis was, sy hart was so hard teenoor hom dat hulle hom kon verkoop. Hy, wat ek dink as ons mekaar sê, amper goeie rede gehad het om nie te veel van hulle te hou nie, of hulle nie te vertrou nie, het hulle lief gehad, het goed gekyk na hulle, geef hulle soveel kos as wat hulle donkies en esels kan dra, gee inteendeel gee hulle geld vir hulle terug. Hy kyk goed na hulle, hy is goed vir hulle. Ons sien hoe hy kort weg van hulle afgaan een kant en gaan huil en gaan ween nadat hy hulle gesien het. Want hy het hulle lief. Maar hoe kom Josef op hierdie plek? Hoe het hy hier gekom? In Genesis 41 vers 45 en 50 tot 52 glo ek lê die sleutel. So daar's twee sleutels wat ek vanoggend vir jou wil deel. En Farao het Josef genoem Sefenat Panjag en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On as vrou gegee. En Josef het uitgetrek oor Egipte land. Nou daai naam wat hulle vir hom gegee het, beteken hy wat die onbekende ontbloot, want soos die drome wat hy die onbekende ontbloot het, maar ook redder van die wêreld, wat nogal redelik profeties is, Jesus wat gaan kom. Meer as dit, dan in vers 50 tot 52, en vir Josef is 2 seuns gebore, voordat die jaar van hongersnood gekom het, wat Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On vir hom gebaar het. En Josef het die eerstgeborene Manasse genoem, want hy het gesê, God het my al my moeite laat vergeet, en die hele huis van my vader. En die tweede het hy Ephraim genoem, want hy het gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. Van Manasse na Ephraim. Josef kon die posisie van tweedehand bewind inneem. Hy kon 'n plek in waar sy lewe en sy karakter vrug gedra het, as gevolg van wat? Hy het laat gaan van die een platform, om oor te beweeg na die ander een toe. God het gekom en vir hom Manasse gegee, en ek wil hê jy moet sien, jy gaan nie by Ephraim uitkom, as jy nie deur Manasse gaan nie. Manasse het eerste gekom, en wat sê Manasse se naam? God het my vergeet, het my laat vergeet van my swaar kry. Ek wil hê jy moet 'n bietjie stil staan daarby. Dis nie net van jy dink soos vergeet nie. Dit help nie. Moenie aan 'n wit olifant dink nie. Wat my klomp van julle aan 'n wit olifant gedink. Dis nie so maklik om net te vergeet nie. Maar is 'n bonatuurlike ding van Here, hier is ek. Ek kies om op U te fokus. En ek vertrou dat U hierdie pyn, hierdie seer wat aan my gedoen is. En dit kon nie vir hom lekker gewees het. Ek dink nie hy het in die tronk gesit of in die put gesit en gedink, ja, toe maar, hierdie gaan goed uitwerk vir my nie. Ek het seker ook gesit en twyfel met stukke. Maar ons sien in die skrif hoe hy gegroei het. Maar hy moes beweeg van Manasse, plek van God kom, en hy laat vergeet om van die seer en die pyn. En daarna kom Ephraim. En hy kon vrug dra. Hy kon toe sy broers voor hom staan, kon hy hulle met liefde omhels. Hy kon mooi kyk na hulle. Hy was 'n goeie slaaf geweest. Hy was 'n goeie dienaar geweest. Sy vrug, jy kon niks fout op hom gekry het. Hoekom? Want hy het net toegelaat dat dit wat mense teen hom gedoen het, enigstens toegelaat het, wie hy is en hom laat vorm nie. Hoeveel keer laat vorm ons omstandighede ons? Maar nie die gees van God nie. Gees van God is die een wat ons moet transformeer en ons verander. Amen. So daai is die eerste sleutel. Is die 2 seuns van Manasse na Ephraim. Ek wil jy moet dink aan die Israeliete in die woestyn. As dit moeilik gaan, toe verlang hulle terug na Egipte. Hulle was slawe gewees in Egipte. Hulle was so bly toe hulle uit Egipte uit kon gekom het en bevry is van Egipte. Maar die oomblik toe hulle honger en dors raak, wat begin hulle begeer? Die vleispotte van Egipte. Ag, kan ons nie maar net teruggaan na Egipte nie? Hoekom sê ek dit vir jou? Want partykeer die oomblik wanneer ons begin los aan die kant en in die onbekend ingaan en begin vertrou, want dit vat my vertroue dat die Here gaan getrou wees, en hy is, dit vat baie te doen.
Maar na die oomblik wanneer hierdie te lank vat, wanneer die 13 jaar te lank raak, dan begin verlang ons en ons vergeet ons was slawe gewees het, maar dit voel tog bekend. So kom ons gaan terug na die seer toe. Ten minste hier weet ek wat my seer is. Maak dit vir jou sin? So is belangrik dat ons die Here vertrou en dit eind uitsien en nie soos die Israeliete terug verlang na die vorige, die oomblik wanneer dit vir ons voel, die latere vat 'n bietjie lank nie. Want die vrugbaarheid het eers jare later gekom op Josef se lewe, maar hy moes laat gaan het voor hy kon kry. Amen. Die tweede sleutel. En hierdie is 'n baie volwasse manier van dink. In Genesis 45 vers 4 tot 5. Verder sê Josef vir sy broers: "Kom tog nader na my." En toe hulle nader kom, sê hy: "Ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het, maar wees nou nie bedroef nie en laat daar geen ontstemming by julle wees nie. Wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur." In Genesis 50 vers 20 lees ons ook: "Want die julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou." So wat sien ons Josef se gedagtegang hierso? Wie het hom verkoop? Wie het hom op die roete gesit waar hy toe nou opgeëindig het? Nie sy broers nie. God het hom gestuur. Dink 'n bietjie daaroor. Want op oogopslag kan ons maklik sê nee, maar sy broers het hom verkoop, Potifar se vrou het hom ingedoen. Klomp slegte goed wat met hom gebeur het. Maar Josef het gekies om op God te fokus en sê, weet jy wat? Al hierdie goed het gebeur, maar ek glo dat God is in beheer van my storie. Hy het my vooruitgestuur. Ja, is al daai goed het God hom verkoop? Het God hom in die put gegooi? Nee, sy broers het gedoen. Gebroke, stikkende, sondige mense. Potifar se vrou. God het hom nie, God versoek niemand nie. Niemand. Potifar se vrou het hom ingedoen. Maar hy sê, weet jy wat, julle het dit bedoel vir kwaad, maar julle ken nie my God nie. Julle gaan nie die roete waarop my bootjie is, gaan julle nie van koers afdruk nie. En hy het nie gesê, julle is die rede hoekom ek hier is nie. Julle is die rede dat ek nie in my vaderland was nie. Nee, God het my gestuur. Dan begin dink ons baie anders oor swaar kry, of wanneer goed skeef gaan, of wanneer goed nie volgens plan gaan nie. Maar dit kos vir ons om te sê, as ons vashou en sê, nee, jy het my verkoop, ek is nie waar ek moet wees nie, omdat jy dit gedoen, jy dit gesê, ander mense het my ingedoen, julle versprei slegte stories en slegte gerug oor my, julle, jy, kan ons nooit oorbeweeg na 'n plek van vrugbaarheid, waar God ons kan gebruik en die woord kan uitgaan oor ons, en tot vrugbaarheid kom, dit wat hy gespreek het oor ons. Maar dit kos van ons om te sê, nee, weet jy wat, julle het dit bedoel vir kwaad, maar my God het my vooruitgestuur. Ja, ek moes 'n paar toetse skryf, dit is okay, hy het my onderhou. In Potifar se huis het hy my opgelig. In Potifar se huis het hy my beskerm. En dan bring dit full circle, is om het terug te bring by die storie wat ek in die begin vertel het. Hy kon dit net gedoen het, omdat hy van sy fietsren vergeet het. As ek dit so kan stel. Josef kon in 'n plek van 'n vrugbare karakter, in wysheid en gevul met die Gees. Potifar Farao op 'n stuk in die Gees van God is in hierdie man. Hoekom? Want hy het laat gaan. En hy het gefokus op God. En God kon vrugbaarheid uit hom uitbring. Ten spyte van alles wat almal teen hom probeer kom het. En niemand het hom aangemoedig nie. Niemand, hy het nie iemand gehad wat vir hom gechampion het nie. Nou hier gaan ons mekaar champion. Jy kan beter. Ons moet mekaar champion. Dis goed. Dit is hoekom die samekoms van gelowiges so belangrik is. Maar hy het gekies om God te vertrou. Amen. Filippense 3 vers 13 tot 14. Dit lees as volg: Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie,
Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry om die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek vergeet die dinge wat agter my is en jaag dit wat voor my is. Wat is die eerste ding wat hulle vir jou leer wanneer jy hardloop? As jy so klein is. Kyk voor jou. Wat gebeur as jy omkyk? Faceplant. Ek het dit gisteraand met Joshua gesien. Hardloop, kyk agterom. En dit is nou maklik want ons weet as jy moet hardloop, kyk voor jou. Maar in jou geestelike lewe? Of hou jy vas? Bedink jy nog? Blameer jy nog? Of is jy besig om voor jou uit te kyk? Af te skryf die skuld wat ander teen jou het. Dit is belangrik. Ek is 'n groot voorstander van vergewe en vergeet. Ek kies om dit so te doen want ek sal nie graag wil hê Jesus moet onthou nie. Ek wil hê hy moet my vergewe en vergeet. Dit is vir my lekker wees om met die gedagte rond te loop dat hy vergewe, maar Driek onthou het jy dit gedoen het, onthou het jy daai gedoen het. Dink nie vir my so sy hart nie. So ek kies om te glo, vergewe en vergeet. Dit is belangrik. Strek jou uit na wat voor jou is. Jy kan nie voor jou uitstrek as jy agter jou kyk nie. Jy kan nie die vrugbaarheid en die vervulling van die woord sien wat God in jou lewe het as jy terugkyk en vashou aan die feit dat jou broers jou verkoop het nie. Ons moet deur Manasse beweeg. Plek waar God kom, genees, gesond maak. Waar jy toelaat. Sê Here, dit voel nie, dit is vir my moeilik. Maar kom jy help my om te laat gaan van hierdie pyn. Help my om te vergewe, want dit klink nou soos hy het hom laat vergeet van die pyn, maar wat is die groot ding wat hy moes gedoen het teenoor sy broers? Vergifnis. Dan maak hom sê, ja, wat was sy pyn? Sy broers het hom gehaat. Hulle het regtig nie vir hom grond gegee. So jy weet, jy soek soos 'n silver lining, soos, okay, maar hierso was hy, hierso kan ek hulle vergewe. Hy het baie min rede gehad om hulle te vergewe. Maar hy kon dit doen. God het hom krag gegee om dit te doen. En dan kan ons vooruitstrek en die roeping behaal in Jesus Christus. Jesaja 43 vers 18 tot 19. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan nie ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Ek wil hê jy moet besef dat hierdie is nie net 'n selfpoging ding nie. God is die een wat die pad maak. God is die een wat stuur. God is die een wat oor sy woord waak. God is die een wat jou genees en jy laat vergeet van die pyn. Maar wat verg dit van jou? Here, ek kies om nie hier te fokus nie. En ek kies om te kyk, Here, wat is u wil? Wat is u plan? Waantoe is ons op pad, Here? Waantoe is ons op pad? Want ons gaan nie daai pad sien as ons kyk wat almal probeer uitverrig deur ons lewe nie. Dit is 'n bonatuurlike ding. Dis hoekom jy die Heilige Gees so nodig het. Jy het hom nodig. Jy gaan nie mense vergewe of vergeet of genees word van enigiets as jy nie die Heilige Gees het nie. Hy doen dit. Maar dit kos vir my en jou om soos Maria by sy voete te gaan sit en sê, Here, ek sit alles op sy. En ek sit by u en laat hom toe om jou te genees. Jy sit hier by die huis en die dokter maak jou gesond nie. Jy gaan dokter toe. Dokter, my keel is seer. Jy gaan hom toe. Ek spot altyd voor ek die volgende skrif lees. As ons altyd dokter toe gegaan het, my ma het altyd vir die dokter gesê wat is fout met ons. So nou as ek by die dokter kom en die dokter vra wat's fout? Wanneer sy sê hier nie. My keel dit en dit is fout. Ek voel so vreemd. Ek is altyd so bang as ek dokter toe gaan, dan is ek nie meer siekie. Dan voel ek sommer minder siek. Sien, ek kan siek word, hoor. Julle vra net Clarissa, by die dood, elke keer. So 'n groot wonderwerk. Grappie. Ek weet ek is alleen in dit nie. Spreuke 19 vers 21. Baie planne is 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Baie planne het jy vir jou hart, baie planne het jy vir jou lewe, maar wie se planne tel? Syne. As jy eie planne wil volg,
Dan moet jy die eie pak daarvoor dra. Dan moet jy jou eie boetes betaal, as ek dit so wil stel. As jy op jou budget wil werk, moet jy dit betaal. Baie planne het ander mense oor jou. Baie opinies het ander mense oor jou. Maar wie se tel? Syne. Dit wat hy droom, dit wat hy sê. Die drome wat hy vir jou gee, die 11 gerwes en die son, maan en die sterre. Maar dit bly 'n keuse. Want soveel keer, almal het dit al gedoen, het al die pad gevolg van ons eie hart of van wat iemand anders gesê het. En dit draai nooit so goed uit nie. Matteus 9 vers 17. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Dit is baie belangrik dat ons konstant hernuw word voor God en sê, Here, hier is my lewe. En ek gaan nog lekker preek in die volgende paar weke oor dit ook. Hier is ek, Here, ek wil 'n nuwe wynsak wees, Here. Wanneer ons weer gebore word ons 'n nuwe wynsak. Maar dit is belangrik dat ons daai nuwe wynsak behou, wandel in sy weë, want hy kan nie nuwe wyn in 'n ou manier van dink, in 'n ou manier van wandel gooi nie. As jy wil lewe in dit wat hy vir jou roep, beteken dit jy moet sê, Here, hier is my ou wynsak, my manier van dink, my manier van doen, die droom en die ambisie wat ek gehad het, lê ek neer. U is koning, gee vir my 'n nuwe wynsak, sodat ek vol kan word van u wyn, vol kan word van u, Here, in lewe en kan volg waar u lei. Amen. Kom ons staan, dan bid ek vir ons. Heilige Gees, hier is ons. Hier is ek. Here, daar waar ons vasgehou het, daar waar ons dalk nog vashou, Here, ons is jammer. Ons is so jammer, Here. Ek is so jammer waar ons toegelaat het. Waar ek toegelaat het, jy kan dit vir jouself bid. Waar ek toegelaat het dat mense se opinies wat nie ooreenstem met U se nie, my beïnvloed het. Dit wat mense teen my gesê het of gedoen het, of is Here daar waar ek het net gemis het, Here. Here, ek vat verantwoordelikheid. Ek het die keuse gemaak en daarvoor is ek jammer, Here. Ek is jammer, Here, daar waar ek mense meer gesag gegee het as U, Here, en vertrou dat mense meer en verder kan doen as U, Here. Here, U is God. U is die heerser en U is soewerein. Heilige Gees, soos ons nou voor U staan, kom bid ek dat U elke persoon, by elkeen sal kom stil staan. Soos dat ons kom in hierdie laaste aanbiddingslied, Here. Here, dat U hierdie genesing wat U vir Josef gebring het, hierdie Manasse, Here, dat een en elkeen vanoggend dit sal ontvang, Here. Bid sommer net agter my aan, Here Jesus, gee vir my Manasse. Dankie, Here. Ek gaan sommer net vir julle bid. Gee vir ons Manasse, Here. Gee vir elkeen die Manasse, Here. Dat ons sal vergeet. En dat ons onsself sal uitstrek vorentoe soos Paulus sê, Here. Here, mag ons oop U sit, Here, en sien, al het ander mense dit as boos bedoel, U is in beheer, U is God. En U werk 'n groot prentjie. Ek verstaan dit nie nou nie, Here, en dit maak nie saak of ek dit verstaan of nie, ek kies om te vertrou op U.
Here, ek is jammer daar waar 'n paar skop skree en kerm net omdat ek nie verstaan nie. Dankie Here dat dit soveel te verstaan nie. Eendag sal ons hoef nie nou nie. Ons kan U vertrou. Ons kan U vertrou, ons goeie herder. Ons goeie herder, ons hoef net tree vir tree te volg waar U lei. U is goed. Niemand is goed behalwe U nie. Almagtig. Ons God. Ons koning. Ons heerser. Here, dankie dat U vir elke Manasse sal gee en dat die vrugbaarheid baie sal wees wat daar uitkom. Here, ek bid dat een en elkeen wat hier voor staan, Here, ek roep elke woord wat hulle al ontvang het of voor vertrou, Here, roep ek na vore weer, Here. Daai wat hulle al van vergeet het, Here, daai wat neergelê is, Here, wat dalk al stof opgegaar het, Here, ek roep dit na vore, Here, en ek bid, Here, dat U sal blaas daaroor, Here, U lewensasem en dit sal tot vervulling kom in die naam van Jesus Christus. Geen mag, geen gesag buite God sal jou koers bepaal of jou vrug steel nie. Hy alleen. Hy is die landbouer. Here, U is die landbouer en U onderhou U kudde, U onderhou ons vrug. En ek bid dat U elkeen sal onderhou en dat sy vrug sal baie wees. Elkeen hier se vrug sal baie wees. Elke woord sal tot vervulling kom. Want U is getrou. In Jesus naam. Here, dankie vir U en ons kom sit ons hande in U hand, ons sit ons lewe, ons wese, ons gedagtes, ons alles, kom sit ons in U hand, Here. En ons gee oor, Here. Ons gee oor. Kom lei, kom snoei, kom bou, kom breek af. Here, kom vorm. Ons wil lyk soos U. Ons wil vrug dra soos U. Ons wil gevul wees met U. Here, ek bid vir elke persoon wat hier vanoggend staan, Here. Ek bid dat U hand duidelik sigbaar sal wees vir hulle in hulle lewe. Dit is reeds besig, maar mag dit vir hulle so sigbaar wees. Mag hulle sien, mag hulle hoor, mag hulle voel, ervaar. Here, mag hulle die goedheid en die guns proe en sien dat U goed is. Maar ek bid dat die engele sal opdrag gee aangaande hulle. Hulle sal beskerm, hulle sal bewaar. In Jesus naam. Amen.